Vir die Here lekker hande klap, hè? Amen. Amen. Ag, ons eer die Here. Ons eer die Here vir die worship span. Dankie julle, dankie vir julle. Ag, julle lei ons in die hemel in, né? Ek het 'n pel gehad op universiteit. En op ons eerste jaar, dan moet jy kom, jy weet nou soos audisie sing vir SER, né? Ofwel eerstejaars konsert of wat ook al. En ek hoop, ag asseblief Here, mag my mic afgewees het terwyl ek nou hierbo gesing het, né? Want is nie great nie, né? Maar ek het 'n pel gehad en hy het gesing. En kyk, ek was my eerste in en eerste uit, hè. Dat het my gesê dankie. Het gaan maar aan, dis nie vir jou nie, sê ek, okay. En ek staan toe buite en hierdie pel van my gaan toe in en hy begin toe sing. En ek sê, dis my so snaaks. Want die ander ou wat langs my was, hy luister so, maar hy kyk so en hy sê, joh, hy sê, ou, daai ou gaan reg uit hemel toe. Oh, dit was my snaaks. So ja, maar ons eer die Here. Oh, ek is opgewonde, hè? Pinkster Sondag, ons eer die Here, man. Love it. So, voor ek hierdie stukkie gaan deel wat ons vandag oor gaan praat, wil ek met julle deel wat die Here vanoggend op my hart kom druk het. Ek het opgestaan met hierdie skriffie in Jesaja 55, wat sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Man, en my vanoggend geslaan hoor. En daar is 'n skrif in die Bybel wat sê, daar gaan 'n dag kom wat jy die woord van die Here gaan soek en jy gaan dit nie kry nie. En dis 'n skerry gedagte. Daar gaan 'n dag wees wat ons hom nie meer kan vind nie. En daai gedagte kom so by my op vanoggend, dat terwyl ons nog tyd het, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Soek hom, roep hom aan. In elke keuse en elke besluit, waar ook al jy gaan, soek die Here. Hou hom eerste in jou lewe. Moet hom nie begin af en afskuif nie. Hou hom eerste. Maar daar is verniet. So, ons gaan nou praat oor wat die Here wil in Handelinge 2. Ek kon nie gou vandag. Het julle gesien dit sneeu? Ja, ek wil gou vertel. Ek was nou in Bomskok, hoor, né? Ek kom van 'n plek af waar dit nie, my pa gaan nie glo nie, né? My pa kyk nou, pa dit sneeu, pa gaan my nie glo nie. Was dit 'n helse tyd. Maar in elk geval, nee, kom ons gaan. Handelinge 2 van vers 1 tot 6, as jy jou Bybel het, kan jy saam blaai. As jy dit nie het nie, dit sal op die bord wees. Maar kom ons lees saam. Die woord van die Here sê: En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie, wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom, en was in die war, want elkeen het gehoor, hoe hulle in sy eie taal spreek. Thema wat ons het vir vandag is, lesse van die bo vertrek. Maar as jy 'n ander thema soek vandag, is dit hierdie een. Dis nou jou beurt. Dis nou jou beurt. Jy weet, ons is nou besig met Pinkster, en dis nou die begin van ons Pinksterweek, en ons het elke aand dienste tot Woensdag aand toe, waar ons regtig net gaan souk in die Here se teenwoordigheid en beweeg. En hierdie tyd is ek besig om te vra, en die Here te vra, wat wil hy met ons deel vir Pinkster? Wat is sy hart vir dit? Wat wil hy met ons deel? En ons volg hierdie storie van die 120 mense, wat eintlik maar Jesus gevolg het, die disippels en almal wat saam met hulle is. En Jesus het nou opgegaan hemel toe, ons almal na die hemel vaart, né? En hy het opgegaan, en die boek van Handelinge gee vir ons die storie van wat gebeur na dit. En die dag van Pinkster was die dag waar kerk, soos ons dit ken, gebore was. Waar daar ewe skielik krag en lewe in die kerk ingeblaas is deur die Heilige Gees. Dat dit kan voortstaan tot waar dit vandag is. En daar's op 'n van die dag, moet jy onthou, my boetie en my sussie, dat daar is 'n rede dat die kerk ontstaan, dat die kerk bestaan. Daar's 'n rede vir dit. Jy het 'n rol om te speel. Daar's 'n posisie wat die Here wil hê jy moet inneem as kind van God. En ons moet daai plek inneem om regtig die rol van die kerk vorentoe te vat. Want daar's krag in dit. En hierdie 120 volg Jesus en hy gaan op hemel toe. Ons het laasweek gehoor deur Pastor Alex wat gebeur het
Hoe hulle, jy weet, Judas weer vervang het met Matteus. Wie van julle het hierdie week Judas se voete gewas? Te kyk, amen, nee. Maar in elk geval, ons is deur die hele storie van hoe hulle die nuwe ou ingekry het vir Matteus en hulle beweeg toe verder. En ons stel die storie op hierdie punt waar hulle almal, soos Handelinge 2 vers 1 ons leer, hulle almal is eendragtig by mekaar. Hulle almal is besig om die Here saam te soek en saam die Here aan te roep. En ek begin hierdie storie lees en die eerste ding wat ek wou oor praat hierdie week is die eenheid. Man, die eenheid het so by my afgespeel, want onthou wat sê die woord vir ons in Matteus 18 vers 19 tot 20. Hy sê, weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal dit in deel val van my Vader wat in die hemele is. En vers 20, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. My boetie en my sussie, daar is krag in eenheid. Daar is krag daarin, as ons op 'n Sondagoggend so bymekaar kom, en saam die naam van Jesus aanroep. Daar is krag daarin, om die Here saam te soek, en ons moet hierdie woord ernstig vat, want vers 19 sê, wat ook al jy gaan vra, as 2 ooreenstem, dit sal dit in dele val van ons Vader wat in die hemel is. Dis 'n kragtige woord, en ons moet dit vat, om te weet, dat wanneer ons saamstem, Here, gebruik ons om die verlore siele in te trek, dan gaan die Here ons gebruik. Maar daar moet 'n eenheid wees. En een ding wat ons moet onthou is, die vyand probeer altyd eenheid breek. Altyd. Hy probeer dit breek in kerk, hy probeer dit breek in huwelike, hy probeer dit breek in jou werksplek, waar ook al dit mag wees. As hy kan eenheid breek, en daai eintlik eenheid breek, en dit begin mense in daai rigting toe en daai rigting toe trek, dan is dit ewesklik chaos. Dan is daar ewesklik onstabiliteit. Daar is nie meer so baie krag hier, nee? Want ons beklei teen mekaar. En ons hou ons daarvan om af te stig, nee? Die Here weet. Ek gaan my ding doen. Jy doen jou ding. Maar in elk geval, die vyand probeer daai eenheid breek, en ek dink, okay, ons gaan praat oor eenheid, oor die krag van eenheid. En soos ek besig is om te bid oor hierdie storie, begin die vraag van my opkom, wat het veroorsaak dat hulle in hierdie kamer bly? Want dink aan, dis nou omtrent 10 dae later. 10 dae later, wat hulle nog steeds bid en vra en smeek en by die Here se voete sit. Dink aan 10 dae. Nou dit klink kort, okay? Maar as ek jou nou vandag vra om vir 10 dae in hierdie kerk te bly, en alles wat daar buite is te los, en hier binne te bly, dat die Heilige Gees ons sal vul, dink 'n bietjie daaraan. Dis nie maklik nie, né? Want daar's dinge daar buite wat gedoen moet word. Dus nee, ek moet teruggaan, ek moet dit gaan doen. Vir 10 dae bly hierdie mense in hierdie gebou, in hierdie bokkamer, saam. En ek lees hierdie stukkie in Handelinge 1, vers 14. En hoor wat hy sê, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking. Man, toe ek dit lees, toe maak dit iets in my wakker. Ek vra vir myself, hoekom het hulle gebly in die boventrek? My eerste antwoord was gehoorsaamheid. Hulle was gehoorsaam. En ek begin toe wonder, wat veroorsaak die gehoorsaamheid? En ek lees hierdie stukkie, waar hulle eendragtig volhard het, in gebed en smeking. En dit speel eweslik in my hart af, dat hulle het 'n begeerte gehad, na die Here toe. Yes. My boetie en my sussie, het jy nog die begeerte vir die Here? Het jy nog die brandende begeerte in jou, om te sien, hoe die Heilige Gees, hierdie dorp verander, hierdie land verander, jou lewe verander, jou familie verander? Het jy nog die brandende begeerte in jou? Want daar gaan tye wees, wat jy daai begeerte gaan moet voortdruk en sê, ek het U meer nodig as enige iets. En daai begeerte neem oor, en die bly gehoorsaam. En die bly gehoorsaam. Hierdie mense het 'n plek ingeneem om te sê, Here, ek kan nie uit Jerusalem uitgaan, totdat ek die gawe ontvang, die geskenk ontvang, die belofte ontvang, wat U vir my gegee het nie. Onthou die Here het vir hulle gesê in Handeling 1 vers 4 tot 5, moenie weg uit Jerusalem uitgaan nie. Moenie weggaan nie. Maar wag tot julle die belofte ontvang, wat ek vir julle gesê het julle gaan kry. En dan sê Johannes het julle gedoop in die water, maar nie lank hierna sal julle gedoop word met die Heilige Gees. Hulle wag op dit, hulle het 'n begeerte na dit, hulle smaak, hulle het 'n honger vir dit. En my broer en sussie, dis my afgespeel hierdie week. Is ons kort weer daai honger, daai begeerte,
Om nie net op 'n Sondagoggend die Here se aangesig te soekie, maar om elke dag te sê, Here, ek het U nou nodig. Ek kan nie uit my huis uit gaan voordat ek met U tyd spandeer het nie. Ek kan nie besluite neem voordat ek U nie ken in my besluite nie. Maar baie keer wat ons doen is ons ons besluit neem en ons loop en sê, Here seën dit. Nee? Here help nou. Maar die Bybel sê, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Dit is belangrik dat ons dit inneem, wat ons besef, want in hierdie storie van Handelinge 2 sien ons hierdie prentjie van 'n groep mense wat 'n begeerte het na die Here toe. Wat uitroep na die Here toe. En dis in hierdie oomblik van waar hulle die uitroep na die Here toe het, wat ons lees wat gebeur in vers 2. Vers 2 sê dit, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul. Dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En ek lees dit en een pastoor het eendag gesê, hierdie oomblik was die punt waar die Here vir hulle gewys het, julle is nie alleen nie. Ek is nie ver van julle af nie, ek is tussen julle. Maar toe ek hierdie lees, toe begin ek iets besef, dat die Here ontmoet ons op sy terme. Weet, baie keer sal ons hierdie plek inneem om te dink dat die Here gaan my ontmoet op my terme, want ek nou in die by is, en reg is. Maar die waarheid is, die Here ontmoet jou op sy terme. En die Bybel sê dit vir ons, daar is so 'n mooi skrifgie, Psalm 135 vers 6, sê die volgende, ek lees uit die boodskapvertaling uit, hoor hoe mooi is dit, hy doen wat hy wil. It's amazing, hy doen wat hy wil, bo in die ruimtes, hier op die aarde, selfs in die see of op enige ander plek, doen die Here wat hy wil. Dit het my soveel vrede gegee hierdie week, om te weet, dat niks kan in die pad staan, van wat die Here wil doen nie. Dit maak nie saak wat die duiwel probeer doen nie, as die Here besluit het, hy wil dit doen, dan gaan dit gebeur, want hy is almagtig, amen, hy is die almagtige Here, maar net so wat dit my vrede gee om te weet, dat die Here gaan doen wat die Here wil doen, het my soveel versigtigheid eintlik gebring, ek was nee, want, want ek wil nie in die pad staan van die Here nie, ek wil nie in die pad staan nie, en dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees, as jy meer begin oordeel hoe die Here iets doen, as om deel te wees van wat die Here besig is om te doen. Dit is 'n gevaarlike plek. As jy begin oordeel, Here, hoe kan U hom gebruik? Hoe kan U deur haar praat? Hoe kan U hierdie situasies gebruik? Luister man, die Here doen wat hy wil. En ons gaan moet leer om te vloei saam met die Heilige Gees. Ons moet begin leer om te sê, Here, ek gaan saam met U. Ek gaan saam met U. As U my wil ontmoet in die kar, ontmoet my in die kar, dis fyn. Maar ontmoet my, asseblief, Here. Ontmoet my op U terme. Maar maak my oop vir dit. Maak my oop vir dit, want wat baie keer gebeur, is ons raak toe vir dit. Want ons wil hê die Here moet dit op sekere manier doen. En dis wat Handelinge 2 ons leer, hierdie eerste gedeelte, is dat daar is nie 'n resep vir die vuur om te val nie. Nee? Dis die broodbakkie. Ek weet nie kom ek in die brood is vandag, ek weet nie, ek lus vir 'n stukkie wit brood. Ek sê vir julle, dit derf my. Maar, vinnige storie, oor die vorige gemeente, toe ek verjaar het, nee, ek verjaar in Januarie, 2 Januarie, nee, soos, is Matai, nee, en toe die verjaarsdag koek wat ek gekry het, was wit brood met 'n kers, ek lieg vir julle, en dis die waar, ek lieg vir julle nie, kers is daar mooi, maar anyway, nee, en geef my 'n stukkie jam, ek's happy, maar, wat gebeur is, dit gee nie vir ons 'n resepie, maar wat Handelinge 2 wel vir ons leer, is dat daar is 'n tyd vir voorbereiding, daar is 'n plek wat jy moet voorberei, en plek maak, vir as die Here opdaag, en wanneer hy opdaag, is daar plek vir hom om te vul, want daar kom 'n rukwind, 'n geluid van 'n rukwind, en die Here daag op, en dan sê hy in vers 3, en die Heilige Gees het almal van hulle gevul. Die Heilige Gees het elkeen van hulle kom vul. En waar dit is, elkeen van ons sê, ek hoop so, wie van julle wil 'n lewe hê vol van die vuur? Die vuur van die Heilige Gees, ek love it, fire, nee? Ek love it.
Ons almal wil die lewe hê vol van vuur, né? Maar hierdie is wat die sinnetjie wat in my hart afspeel hierdie week. We all want a life full of the fire. But in order to have a life full of fire, we need a heart of surrender. Man, die korte hart van oorgee. Jy kan nie in beheer wees nie. Jy kan nie die hele tyd die Here wil dien op jou terme nie. Jy kan nie die hele tyd net wil hê die Here moet vir jou deurkom op jou manier, en as dit nie doen nie, dan is jy kwaad, dan kom jy meer kerk toe nie. Maak nie sin nie. Die Bybel sê dan, hy doen net wat hy wil. Die Here doen wat hy wil doen. Want hy het 'n plan. Hy het 'n rede. Hy werk na iets toe. En ons moet leer om 'n lewe te hê van oorgee. Die prentjie van Handelinge 2 is 'n groep mense wat hulle lewe oorgee aan die Here. Wat sê, Here, alles van my is U sin. Hier is my planne, hier is my drome, hier is my doele, hier is alles, Here. Dis U sin. Ek gee oor. En is in hierdie atmosfeer van totale oorgee, van afhanklikheid aan die Here, van 'n begeerte om die Here te ken en om hom te sien beweeg in hulle lewens. Dis in hierdie oomblik waar die Gees van God val soos 'n vuur oor elkeen van hulle. Want die Bybel sê dit kom soos tonge van vuur, dit word verdeel en dit sit op elkeen. Ek's 'n prentjie mens, né? Wat ek julle vertel. As jy hierdie ding probeer dink. Imagine net ons sit nou hier en hier val vuur. En dit split uit en dit sit op elkeen. Ek gaan bang wees, gaan weer jokkie in. Maar ek het 'n begeerte vir dit. Ek het 'n begeerte vir dit om te sien hoe die vuur val. Ek het 'n begeerte vir dit. En wat gebeur in hierdie stukkie, soos ek dit lees, hoe die vuur val oor die mense en die tonge van vuur gaan uit. Dink ek aan hierdie stukkie in 2 Kronieke 7, vers 1. En die Bybel sê, en net toe Salomo sy gebed volëindig het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer en die heerlikheid van die Here het die huis vervul. En ek lees dit hierdie week en ek dink daaraan dat hulle 'n offer na die Here toe gebring. En toe die Here dit sien as dis sy offer, toe stuur hy die vuur van die hemel af. En dit verteer die offer, né? Dit brand dit weg. Okay? Maar ons word geleer in die Nuwe Testament, in Romeine 12 vers 1. Dan sê die woord die volgende: Nou wil ek julle baie ernstig vra, hoor die woorde van Paulus. Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters. As julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewendige en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Hoor wat sê? Hy sê word 'n lewendige offer aan die Here. En sien in die Ou Testament het die vuur gekom en het dit weggebrand. In die Nuwe Testament kom die vuur van die Heilige Gees en dit brand skoon. Dit purify. Dit heilig ons. Ons het die vuur nodig. Ons het die vuur nodig meer as wat ons dink. Want dit is deur die vuur wat ons skoon gebrand word. Dis deur die vuur wat ek en jy in heiligmaking in kan gevorm word. Want die Here kom brand alles weg wat nie van hom af is nie. En partykeer het ons dit nodig, want daar is begeertes wat vleeslik is, wat ons moet wegbrand. Die Bybel sê in Romeine 8 vers 13, dat jy sal die werke van die vlees deur die Gees afsterwe. En as jy deur die Gees lewe, sal jy lewe. Maar die werke van die vlees lei tot die dood toe. My broer en my sussie, ons het die vuur nodig om dit te kom skoonbrand, om ons te kom cleanse. Hoekom het dit gebeur? Want hierdie mense se liggaam is 'n tempel van God, net soos dit my en joune is. Die Bybel sê hierdie liggaam is 'n tempel van die Here. En in vers 4 het die Here in hulle ingegaan. Die Bybel sê hulle is gevul met die Heilige Gees. En die Here kom woon in hulle. Hoekom? Want daar was spasie. Want daar was oorgegee. Daar was complete surrender. Here, hierdie lewe is U sin. Alles is U sin. Doen wat U wil. En die Gees kom en vul hulle. En dit is my so mooi. Want net soos wat dit daar in Salomo se tyd die heerlikheid van God die tempel gevul het, vul die heerlikheid van God my en jou lewens vandag wanneer jy oorgee.
Wanneer jy Jesus aanneem as jou redder en saligmaker en werklik daai begeerte het, werklik daai surrender toon van Here, hier's ek, dan vul hy jou met sy heerlikheid en jy word 'n tempel van die Heilige Gees. Dis amazing. Want waar ook al jy gaan, jy is nie alleen daar nie. Wat ook al jy doen, die Here draai nooit weg, hy is hier, hy is by jou. Hy dwel in jou hart. En ons het die vuur nodig. Ons het so die vuur nodig. Ons het die vuur nodig vir 'n paar redes. Die een, ons het die vuur nodig om 'n getuie te wees daar buite. Die Bybel sê in Handelinge 1 vers 8, dat julle sal die Heilige Gees ontvang, julle sal krag ontvang, en julle sal my getuienis wees. Ek en jy moet 'n getuienis wees waar ook al ons gaan. Mense moet nie weet jy's 'n Christen net omdat jy op Sondag in die kerk sit nie. Hulle moet weet jy dien die Here deur hoe jy enigiets hanteer in jou lewe. Jy moet 'n getuienis wees waar ook al jy gaan. En ons het die vuur van die Heilige Gees nodig om 'n getuienis te wees. Ons het die Heilige Gees nodig om in krag te beweeg. Want die Bybel sê ons het gawes van die Gees, né? Jy kan nie daai gawes gebruik sonder die Gees nie. Jy kort die Here om jou te vul. En die laaste ding is ons kort die Heilige Gees om ons skoon te brand. Ons kort hom. Dan gaan met julle eerlik wees, daar is sonde partykeer wat moeilik is om weg te kry. Daar's begeertes wat mense sukkel om weg te kry. En ek kort die vuur om dit weg te brand, om dit te kom skoon brand. En dis my gebed. Here, kom purify. Here, kom holy. Come make us holy, Lord. Dat ons kan beweeg saam met U. Hierdie mense gee vir ons hierdie teken van hierdie groep mense wat so begeerte gehad het en die Here daag op hierdie manier dat ons eens kan indink nie. En hy brand weg en hy begin in hulle leef en dan wat gebeur? Die Bybel sê wat gebeur volgende is. Daar was 'n klomp Jode in die stad. Goddienstige manne, sê die woord. En hulle het hierdie geluid gehoor, want hulle het ewe skielik begin in tale bid, en hulle hoor hierdie geluid, en die Bybel sê hulle het na hulle toe gestroom, en hulle was in die war, het gewonder wat gaan aan, nee? En ek sien hoe hierdie mense afhardloop, en hulle kom by hierdie plek aan, en hulle sien hoe die mense bid in tale, en sien hoe hulle weet aangaan, en party van hulle sê hulle is dronk, nee? En Peter sê hulle is nie dronk hier, dis die Heilige Gees, dis te vroeg, kan jy dronk wees nie, nee? En aan die ander kant sê, maar ek hoor hulle dan in my eie taal, want die Here gee vir hulle tale om te spreek, en dis die weirdste ding, nee? Dis die weirdste ding, as iemand begin 'n taal spreek, wat jy, soos ou, van wanneer af praat jy daai taal? Dis die Heilige Gees, dis die gawe, dis die krag van die Heilige Gees, wat deur hulle werk. En hier goed gebeur, en Petrus staan op, en hy begin 'n preek. En hy was een van die beste preker, hy is hierdie passievolle, vol van die krag, want hy is vol van die Heilige Gees, nee? Daar's iets wat dit nou dryf. En hy preek hierdie preek oor Jesus Christus en bekering en draai jou terug en hou op vashou in dit en jy moet terugdraai na die Here toe en al hierdie dinge. En in vers 41 lees ons hierdie skrifgie en het my so gevang. Want hoor wat sê in vers 41 sê hy: die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. As dit jou nie opgewonde maak nie. Die Heilige Gees gee vir ons die krag. Ons kan net deur die Heilige Gees wandel. En dis wanneer ons dit begin doen, dat ons siele kan begin red vir die koninkryk van God. En ek weet nie van jou nie, maar dit is een van die belangrikste opdragte wat ons het, né? Jy kan nie jou gees, jy kan dit nie vir jouself hou nie. En sê nee, dis my woord, nee. Ons is gemaak om dit uit te vat. Ons is gemaak om getuies te wees. Ons is gemaak om uit te gaan in hierdie wêreld en 'n verskil te maak. Ons kan dit nie net los in hierdie kerkie. Ons moet daai begeerte hê om te sien hoe die mense wat verlore is weer terugkom na die voete van Jesus toe. Na die voete van die Here toe. En op die dag van Pinkster het die kerk begin. Die kerk het ontstaan. Maar dit was ook die begin van die groot opdrag. Want onthou wat sê die woord, Matteus 28 vers 19. Die opdrag wat die Here vir elkeen van ons gee. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, naam van die Seun, naam van die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het.
My boetie en my sussie, ons het 'n verantwoordelikheid om die opdrag uit te dra. Die dag van Pinkster, al die jare terug, dit was nie net 'n oomblik wat ons elke jaar onthou nie. En ons self herinner aan, ja, die vuur het geval, great, gaan aan. Nie waar dit gaan nie. Die dag van Pinkster was 'n begin van 'n beweging van die Heilige Gees. En ek en jy het die verantwoordelikheid om deel te raak van daai beweging. Verantwoordelikheid om hierdie opdrag om uit te gaan en disippels te maak en mense te doop, om dit uit te dra. Waar ook al jy is, dat die Heilige Gees deur jou werk en gaan doen dit. En hierdie week is daar 'n vraag wat in my hart speel en dis 'n baie eenvoudige vraag. En dis 'n vraag wat net jy kan dit net vir jouself antwoord. Niemand kan dit vir jou antwoord nie. Maar ek wil hê jy moet weet dat hierdie vraag is ernstig. Dis 'n ernstige ding. En as jy die vraag voor jy hom antwoord, dink daaraan. Die vraag is, wil jy deel wees? Dis wat die Here in my hart speel die hele tyd. Wil jy deel wees van wat die Here besig is om te doen? Want hy beweeg. Hy werk. En ons kan deel raak daarvan. Maar jy moet weet, as jy ja sê, gaan jy iets kos. Het gaan jou kos dat jy moet oorgee. Dat jy surrender. En sê, Here, my lewe is u lewe. Alles wat ek het is u sin. Kom met julle deel wat hierdie week in my hart, wat hierdie week met my gebeur het. Ek praat met Pastor Alex en ons gesels so oor net, weet hoe ons groei geestelik en ek en hy so, weet elke week en check ons maar in en ons gesels lekker in. Ek sê altyd, hy is my mentor. Nee, hy is 100%. Maar, ons praat so en ek sê vir hom, ek voel die laaste rukkie so skuldig. Want ek sal by die huis kom, in die aande, en dan sal ek nou gaan bid en Bybel lees. En na sekere tyd, 10 minute, halfuur, wat ook al het mag wees, kan nie even presies sê nie. Na dit, dan sê ek aan my, dan sit ek nou 'n bietjie voor die TV, nee. En ek kyk 'n storie en ek ontspan bietjie, nee. En ek sê vir my, ek voel so skuldig. Ek voel so skuldig dat ek gaan golfvideo's kyk. Julle moet vir my bid. Kyk, ek kyk highlights dat dit goed gaan, hoor. Ek het al die US Open 2018 keer gekyk, maar in 'n geval, ek kyk hierdie storie en ek sê vir hom, ek voel so skuldig. Ek voel so skuldig dat ek daai tyd wat ek, video's kyk en movies kyk, nie eerder met die Here spandeer nie. En hy sê vir my, Tristan, jy moet pas op dat jy 'n wet maak. Ek sê vir hom, okay. En vanoggend bid ek. En die Here herinner my net aan iets vanoggend. Dat om die Here te dien, is 'n voorreg. Maar is ook lekker. Dis lekker om tyd te spandeer met die Here. Dis lekker om oor te gee aan die Here. Want jy raak so afhanklik van God. En so opgevang in sy glorie en sy goedheid. Dat jy sê, Here, hier is ek, stuur my. Want al wat werklik vir jou saak maak, is dat die Here by jou sal wees. Die teenwoordigheid van God in jou lewe. En baie keer wil ons die werke van God sien. Jy weet, mense moet genees en dowes moet weer hoor. Ek is altyd bang, ek sê dowes moet weer sien. Ek is altyd bang. Jy weet, dowes moet weer hoor en blindes moet sien. Jy wil al hierdie goed sien en is great. Die wonders en tekens volg, maar my boetie en my sussie, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat Jesus Christus verheerlik word. En ons begeerte moenie wees na al die wonderwerke toe nie. Dit sal volg. Ons begeerte moet wees dat die Here in ons sal woon. Dat die vuur van God ons sal vul soos nooit tevore nie. Dit moet die begeerte wees. Die begeerte moet wees, Here, laat U wil geskied. Doen met my wat U wil. Gebruik wie U wil. Al hou ek nie van daai persoon nie. Gebruik hulle. Praat deur hulle, Here. Ek wil deel wees. Dis jou beurt. Dis ons beurt. Paulus het gedoen wat hy moes doen. Petrus het gedoen wat hy moes doen. Dis nou ons beurt. En die vraag is dit, wil jy deel wees? Want die Here gaan doen wat hy wil doen.
En dit is 'n voorreg om deel te wees daarvan. So vandag gaan ons vir julle geleentheid gee, as ons nou hier klaar is, dat jy daai besluit kan neem. Dis tussen jou en die Here, man. Ek sê nie as jy vandag sê, ja Here, jy gaan val nie, dis nie wat ek sê nie. Maar dit is 'n besluit wat jy moet neem. Dis sê, Here, ek wil deel wees. Amen? Kom ons bid saam. En my God, my Vader in die hemel, Here, ons kom na U toe vandag, Here. En Vader, ons wil U vandag vra, deursoek ons harte, Here. Here, en kyk of daar 'n weg van smart is by ons, Here, en lei ons op die pad van die ewige lewe. Here, ek wil U vandag vra, Here, dat U die vuur in ons lewens in sal stuur. Here, dat ons skoon gewas kan word. Dat ons, Here, geheilig kan word. En Vader, dat ons lewens kan gee as 'n lewendige offer. Here, want dit gaan alles oor U. En Here, ek wil die eerste een wees wat vanoggend sê, Here, ek is jammer as ek ooit oor enigiets anders te maak as oor die naam van Jesus. Ek bid, Here, help ons dat ons prioriteite sal regkry. En Here, ek weet dit is baie keer moeilik om oor te gee, dit is baie keer moeilik om te surrender, en ek bid, Here, dat U ons die krag sal gee, dat ons vandag kan weet, dat as ons lewens ten volle in U hand sit, Here, ons kan nie vertrou met dit. Ons kan nie vertrou met dit. Want U weet beter. U het planne vir voorspoed en nie teëspoed nie. Ek bid, Here, dat U vandag in ons harte sal werk. Dat ons nie sal klere skeer nie, maar dat ons harte sal skeer, Here. En ons bid vir die salwing van die Heilige Gees wat juke verbreek, om op ons te val, Here, soos nooit tevore nie, Here. Hier in die begin van hierdie Pinksterweek, Here, mag ons beweeg saam die Gees van God. En Here, mag U meer word, mag ons minder word. Here Jesus, ons gee U al die eer vandag. In U naam alleen bid ons dit. Amen. 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 Hou die afkondigingspan.